Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Lewe en Waarheid met Monay en Etienne. Naand Monay. Naand Etienne, Wat gaan dit? Lekker en jy? Lekker. Mooi man. Ek bly ons weer by mekaar. Nog 'n episode. Ja, wat hy vloei. Mooi. Nou, waar gaan ons gesels oor vanaand? Ag Etienne, ek het bietjie gedink, ons was nou laasweek bietjie ingegaan, 'n bietjie meer van my getuie vertel en goede. Gedink vanaand gaan ons bietjie met jou gesels, 'n bietjie dat jy ons bietjie meer vertel van jou getuie, van waar jy was en waar jy nou is en vertel ons bietjie meer. Ja, laat ons maar 'n bietjie ingaan daaroor. Geloofwys betref. Ek het jou vroeër vertel van drome wat ek gehad het en ek weet jy het drome al gehad. Ek dink voor ons in dit ingaan, ek wil net ook sê dat dit is nou so, ek dink so 25 jaar terug wat ek gehijack was of gekaap was, soos hulle dit sal sê. Ek het die een aand by my vriend gestop, by 'n vriend van ons, en ons was op pad na gimnasium toe of die gym toe. En net so toevallig regs gekyk en so 3 ouens het gekom en ek het geweet hier's nou moeilikheid. My deur oopgeruk, my uitgeruk, my begin skop en slaan, hulle het self geskiet en ekskuus, jy dink nou, jy kyk net al daai goedjies op die movies, Ja. waar hulle so skiet, dit werk nie so nie, hulle het regtig so geskiet, deur die huis. Gelukkig was niemand beseer gewees wat in die huis was nie. Dankie. Ja, nee, dit is, Dankie, Jesus. en ek het daar op die grond gelê, het my geskop en geslaan. Ek het eventually besluit, nee, ek gaan opstaan, maar soos ek opstaan, het ek net 'n skoot gesien en ek het sparks gesien. En ja, dis toe net, soos ek jou nou vroeër vertel het, dis net, ek het net lig gesien en ek het hekke oop gesien gaan, en dis toe ek besef het dat ek reg is vir die wederlewe. Ek was reg gewees. Ja, ons... It's amazing ja, hoe die Here jou beskerm het daai dag. Nee, beslis hy. Nee, hy het my definitief beskerm. En dat jy nog 'n purpose het hier op aarde, dat jy beskerm het, dat jy nog hier is vandag. Ja, yes, ou, dit was rarig, dit was traumaties geweest, dit was traumaties. Maar wat ek daarvan nou weggevat het is daai oomblik wat ek besef het dat ek reg was. Ek was reg. Ja, that's amazing, hè? En ek glo dit was my geloof gewees en wat my laat besef het dat ek reg was as daai sou gebeur het. En gelukkig het dit, ek is nog hier vandag om hierdie getuie te kan lewer en te kan praat daaroor. Maar dit was regtig traumaties geweest. Ek onthou, dit was so 6 uur die middag geweest, of 6 uur die aand geweest. En nog steeds is ons 10 uur daai aand, met Action Cricket, het hulle speel laat. Ons is nog steeds 10 uur daai aand gaan Action Cricket gaan speel het. Sure. Maar die volgende dag by die werk, ek was nog steeds by die bank geweest, my baas het my gesê, nee, wat doen ek hier? Gaan huis toe, gaan soek hulp. So ek nee, dit is, wat doen jy? Jy kan nie, ons moet in die vorige episode gaan sê, jy kan nie gaan lê nie, ons moet opstaan, en jy moet aangaan. Waar gaan my hulp vandaan kom? Hulp kom van die Here af. Moet net aangaan en deur dit werk. Ja, dit was dramaties geweest, want elke iemand wat deur so 'n tipe episode gaan, jy weet, jy gaan lê en jy gaan dink, wat kon ek anders te doen? Wat kon jy gedoen het, laat so iets nie kon gebeur het nie? Kon jy hulle aanvat, kon jy nie aanvat nie, maar ag, jy as 21-jarige ou seun, jy kan niks doen nie. Maar die mooie ding wat jy uitkom is, weer eens, dis waar jou getuie inkom. Die dinge waar ons gaan in die lewe en goede, daar's altyd 'n getuie wat aan die ander kant uitkom. Dit is wat die Here sê, gaan gee jou getuie, gaan lewer jou getuie, gaan praat met ander mense. Ja, en dis so, En dis 'n mooi getuie op die einde van die dag wat jy uitgekom het.
dis hoe ek dink ek beskerm was, en dis hoe ek dink ook, soos ek vir jou sê, ek was gereed geweest, as daar iets met my sou gebeur het, ek was gereed, ek het daai hekke sien oopgaan, oor daai lig, ek weet ons almal, soos jy van kleins af is, mense sê altyd, daar's hekke wat oopgaan, jy gaan in die hemel en of jy gaan nie uit nie, maar dis hoe ek het gesien het, en dit was vir my net, dit was daar gewees, dit was net daar gewees, so dis hoe ek geweet het. Dis 'n amazing story nou, en ek meen soos weer eens, wat is Johannes 10 vers 10 wat sê, die vyand kom te steel, te slag en te verwoes, en hoe val jy daar aan, en Ja, nee, was beslis aangeval daar is. dit is, ja nee, dit is net amazing, ek meen, dat jy nog hier is vandag om jou getuie te kan gee. En ja, toe later die aand, toe speel ons nog action cricket, en ons gaan aan. En vertel my 'n bietjie meer van die droom wat jy gehad het, toe jy nou jonger was. Ja, nee, ek was baie jonger gewees, ek het daar, so my ma se huis gewees, ek kan nie vir jou sê of ek wakker of geslaap het nie, ek probeer nog steeds daai en ontleed, maar ek het net omgedraai en gekyk, en daar was so 'n figuur, so wit, geel figuur voor my gewees, met 'n lang baard, Ek het die storie vertel al, ja, maar ja. ja, en wat is jou eerste, wat doen jy eerste? Ek wil met my linkerhand baard gryp en ek wil vuis slaan, maar soos ek gryp en ek wil vuis slaan, is dit weg. En so vandag, toe weet jy nie, Ja, ek probeer dit nog ontleed, en ek dink maar, ek weet, dit was 'n verskyning gewees oor, ek weet nie wat nie, maar ek weet die Here het homself vir my, hy definitief openbaar vir my. Dis baie moeilik om dit te verduidelik, ek soek nog steeds antwoorde, maar ja, dit was my spesiaal gewees eintlik. So skrikwekkend soos wat dit was, want 'n mens verwag nie so iets nie, en ja, ons almal droom maar, droompies en goed, maar daai was vir my soos, dit was soos werklik gewees. Dit is baie moeilik gewees, en ek sê tot, ek spot, soos vandag toe nog my ma en my pa hulle daar by die huis, as ek daar in die bed gelê, dan hoor ek daai alarmpie afgaan in die aande, jy hoor daai klankie, ja, hy maak so, as daai passive, as ek nou in Engels kan sê, daai passive wat aangaan, en dit het gereeld gebeur, daai gang passive wat aangaan, so, ja, mense kan dit seker maar baie verduidelik, jy kan ook sê, dit is nog iets wat hy gesien het, of 'n hond, of 'n kat, of wat ook al dit mag wees, maar ek glo is vas dat God by ons was, dis hoe ek het sien. En net 'n ander storie, net so terwyl ons oor praat, ook as 'n jong seun het ek ook antwoorde gevra, ek was eendag buite gewees, en ek gaan nou nie ingaan oor wat ek gevra het nie, maar ek het net vir God gevra, gee my net 'n teken, want daar was 'n antwoord of 'n vraag gewees wat ek gevra het, en ek het opgekyk, en daar was 'n verskietende ster gewees, net ook 'n vraag vra, sure, that's amazing. en dis toe ek geweet het, dis 'n werklikheid, hy luister vir jou, as jy jou vra, jy gaan jou antwoorde kry, en ek het daai dag my antwoord gekry. Sure, nee, that's amazing. Ja, soos ek sê, ek gaan nou nie ingaan oor wat se vraag gevra het nie, maar ek meen, ons almal kan vra, en as jy nou regtig ware antwoord soek, jy gaan jou antwoord kry, en daai was my antwoord gewees. Maar daai is amazing, so nou dat jy dit noem, en ek meen, ons het so tydjie gelede het ons saam gevas, die 21 dae vas gedoen, en ek het 'n lysie gemaak met 'n paar goedjies, en 'n paar goed spesifiek waarvoor ek gevas het en gebid het, en dit is net amazing hoe antwoorde gekom het. In die oggend as ek my Bybelstream oopmaak en ek maak die Bybel oop en spesifieke saak waarvoor ek gebid het, staan die antwoord lewens vir daar in die Bybel. Ja. Het antwoorde gekom, want hy die 21 dae vas wat ons gedoen het. Ja, yes. So ja, dis amazing as jy oopmaak en jou stilte tyd, en jy maak jouself oop vir die Here en jy soek werklik waar hy antwoorde, sal die Here uitkom, en hy sal vir jou antwoorde gee, maar jy moet walk in faith, nog pas jy moet glo, en jy moet vertrou, en
jy moet jou hare opsit en jy moet bid of, maar die antwoorde sal kom. Ja, maar nou, dis hoekom ons laas nou met die episode van laasweek het ons gesê, waar is jou antwoorde? Jou antwoorde is net daar. Dis net daar. Alles, ja. Hou jou geloof vas en gaan soek jou antwoorde. Jou antwoorde, jy gaan dit kry. Dit is daar. Dit is daar. Maar ek en jou, Shop, kom, vertel my nou 'n bietjie ook, man, ek ben, ons is altyd sportman, ons het lekker saam rugby gespeel, en atletiek, en as ek nou dink, ek weet nie, ons het 'n ons het 'n rekord op 'n toernooi gehad, ek weet nie, laaste week gekyk het, toe staan hy nog, ek weet nie of hy nog vandag daar is nie, maar ja, ons het lekker saam sport gedoen, rugby, atletiek, en ek weet, jy het uitgeblink in jou hekkies. Vertel 'n bietjie meer daarvan, van jou beserings en goede. Ja, nou, soos ons nou voor die beserings ingaan, as ons nou vertel van Morney en 'n ander vriend van ons wat die stokkie verloor het. Ja, ek dink ons sou 'n beter rekord daar gehad het. Ja, en ons het nog so gespot daai dag van Die gaan die stokkie verloor. Wat gaan ons is 'n ware vraag tog daar. En ons was nou nog nie laaste gewees nie, 'n stokkie op. Nee, ons was aan tweede, maar ja, dis ons kon 'n rekord gewees, ons kon nog erger, beter rekord gebreek het. Nee, dis amazing. Maar ja, ek het net lekker so rugby gespeel, en vertel ons bietjie hoe jou sportbesering so afgeknou het, en ek meen dit het jou baie depressief en negatief gehad. Ja, nee, dit het. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, en ons gaan meer daaroor ingaan en oor toekoms, oor kinders en nie net kinders nie. Ja, kinders en sportbeserings, groepsdruk. Professionele mense wat beserings kry, wat doen hulle daarna? Ja. Maar in my geval, ja, nee, ek was pad gewees om regtig goed te doen in my sport, as ek dit so kan stel. En ek het my hamstring geskeur op 16, 17 jaar oud, en daar is dit verby. My sportloopbaan was verby gewees. En ja, hoor jy om, dit is, as ek nou kan terugdink, dit sit jou terug, dit maak jou negatief oor die lewe, want dit waarvoor jy bid en waarvoor jy regtig wil ingaan, want dit was my plan A gewees. Ek meen, jy was kwaad. Dit was my plan A. Nee, ek was kwaad. En hoekom jy en hoekom, maar dis die vraag wat jy vra, hoekom? Hoekom? En nee, ek het probeer aangaan, dit was 2-3 jaar daarna, maar die besering was net te erg gewees. Ek kon net nie meer op my male gelê het nie, en toe moet 'n mens besef, jy is nou maar groot mens, op 20 jaar oud, moet jy besef dat jy nou al groot mens is, jy moet nou maar in die groot wêreld intree, en jy moet 'n werk gaan soek, want jy kan nie meer staat maak op jou adwal, dis hoe ek gevoel het. Ek sê nie, my maal sou 10 teen by my gestaan het, deur dik en dun, want dit is wat hulle doen, maar ek kon net nie meer nie, ek moes net besluit het, luister, ek moet nou aangaan, en ek moet nou die groot mens wêreld betref, en aangaan, en ja, dis wat ek nou gedoen het, dis ook nou, ek het te werk gekry by die bank, ek het nog steeds deeltyds rugby gedoen, maar nog nie, beserings het my geknou, so ek het geweet, dit is nie vir my nie, en dis ook om ek sê, ek dink dit gebeur met baie mense, dit gebeur met baie ouens, nie met ouens, nie met vrouens, met meisies, weet, maar vooral met mans, ons weet, as 'n kind droom jy om 'n springbok te wees, of professionele atleet te wees, maar daai gebeur nie, dis hoekom ons wil ingaan, en ons gaan ingaan oor dit, want wat doen daai ouens wat groter ranke as wat ek en jy gespeel het of gedoen het, wat doen hulle na dit, en hoe benader hulle dit, want ek weet hoe ek het benader het, soos ek sê, as 'n kind het ek net besef, nou moet ek maar werk gaan soek, kan nie meer leef op my maal se nekke nie. Maar ek meen, as jy terugkyk nou vandag, ek meen, as jy nou suksesvolle sakeman, jy het geleentheid en blessings gehad, en jy het 'n ander purpose gehad, en jy het 'n geleentheid, en jy saam met jou pa, en jy het 'n suksesvolle besigheid wat jy hardloop, en jy het 2 pragtige kinders, en
jy's 'n voorbeeld vir baie mense daar buite. Man, jy's 'n voorbeeld vir my en jy's 'n goeie pappa en jy's 'n suksesvolle besigheidsman en dit is die Here dalk 'n purpose gehad met jou. Ja, ons probeer en dankie, ja, ek probeer 'n voorbeeld wees vir jou, jy's 'n voorbeeld vir my, ons probeer voorbeelde wees vir mense daar buite. Nee, dit is nie lekker nie, dis glad nie lekker nie. Ek meen, jy kan ook getuig, dit is nie lekker nie, want jy glo dit is wat jy gaan en waartoe jy gaan. Maar ek dink dit is waar ons in diepte sonder gaan om 'n bietjie mense van sport en sielkundiges en goed in te bring om want nie almal gaan 'n Springbok word nie. Ons almal het vas so groot as Springbok gewees het. Ons hoef nie te werk want ons gaan vir die Springbok speel, maar it's not gonna happen all the time. Jy weet, dit gebeur nie altyd nie. En dit is hoekom ons sielkundiges en sportsielkundiges en ouens wat daar was, professionele Springbokke en spelers wat kan kom getuig, wat sê weet jy wat, moenie jou hoop en hart op dit sit nie, want jy kan ook nie vir altyd 'n Springbok wees. Jy kan miskien vir 'n paar jaar speel en dan wat is jou plan B? Wat jou plan B? Wat doen jy dan? Jy het 'n plan B nodig. Jy kan nie vir nodig. altyd 'n Springbok wees nie. So ons gaan daai mense gaan ons inbring. Ons gaan Springbokke en ons gaan professionele spelers en sielkundiges inbring. Juis om te kom gesels met die jong mense en die kinders en wat sukkel met beserings of wat dit nie maak nie. Ja, want Wat tot op 'n vlak kom wat dit nie maak nie, maar presies om te weet dit is nie die lewe nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Daar's altyd lig in die tonnel. Dit is nie jou purpose nie. Jy kan jou alles gee op skool, jy kan 'n goeie sportman wees, maar as jy nie geroep is om 'n Springbok te wees nie, gaan jy nie 'n Springbok wees nie. Ja. En dit is wat ons mense wil inkry met kennis en wysheid wat ons gaan al was, wat met ons gaan kom gesels. Ja, ons gaan dit doen en ons gaan hulle ook sien en sieningspunte uit dit uitkry en wat hulle na hulle professionele era gedoen het. Wat het hulle gedoen? Want jy kan nie net baken op dit nie, ons almal weet dit. Ja. Ek meen in die ou dae was die Springbok nie daai geld betaal wat hulle vandag was betaal. Dit was 'n hobby. Hulle het dit gedoen vir hulle het gaan werk. That's it. Gaan oefen en nou vandag is 'n professioneel, is 'n beroep, maar nie almal gaan daai beroep. Dit is net so handjievol wat dit gemaak. So dit is nie dis minder ja, ek dink is minder as 2%. Maar ek glo vas, as die Here vir jou daai blessing gegee, daai gawe, daai talent en hy wil hê jy moet 'n Springbok, sal jy 'n Springbok wees. Ja. Maar soos jy sê, dan moet altyd 'n opsie B wees. Daar's altyd te doen. Jy moet iets doen as dit kom, well done, right. Maar moenie net jou hoop daarop sit en glo jy gaan 'n Springbok wees. Wie net dan net, ons almal het dit gedink, weet jy. Nou ek sê altyd mik vir die maan. Ja. Mik vir die maan. En as jy kort val jy nog steeds rondom die sterre. That's it. So ja nee, dit is wat hierdie program so excited maak. Ek meen ons het nou gesels met 'n paar die Springbok en goed wat ons gaan inbring op die show en wat bietjie kan gaan gesels en dit is net ouens wat goed doen, wat na die tyd, na hulle Springbok sessies of na hulle provinsiale era wat hulle nuwe ietsie gebou het. That's it. Dis hulle plan B. That's it. Ons wil net jong kinders help om te kyk en besef dat soos ek sê, mik vir die maan. Hoor jy maar uit en terwyl ons nou hier so sit en gesels, kom dit nou by my kop op. Ons het gesê ons gaan nie ernstig wees en ons gaan jokes maak. Kyk, daai tyd toe was nou hoërskool was, dan dink jy hele man net wat ons met die bikes, so 5-6 ouens elke naweek op by my huis gewees, in die motorbikes. Wat was ons, 16-17 jaar oud. Okay, ja, 15-16 Nou vertel my 'n bietjie daai een aand wat jy nou in jou slaap geloop daar in my ma se huis. Geen. Sure. Ja. Wat het daar gebeur? Kom ek beskryf dit so ver as wat ek kan. Ja, daai aand was ons by Mornehille gewees. Ons het daar was 'n paar ouens gewees, ons het maar daar geslaap. Ek persoonlik weet nie van dat ek nog ooit in my slaap rondgeloop het nie.
Maar daai oggend, ons was daar gewees by Mornele, ek het daai oggend wakker geword, of voor ek nog wakker geword het, yes, ek het lekker geslaap. Ek kon jy hier aan die kamer het gekom, ons almal het daar op die mat en op die beddens gelê en toe sê jy het in die hemel geslaap. Ek het so lekker geslaap daai aand. Nou moet jy weet, ek dink dit was eintlik die eerste keer wat ons daar oorgebly het, oorgeslaap Ja, het. dit was die begin staan, eers op die tweede keer, ja. En ek weet nie of mense Polyshot kan onthou nie. Ek was daar in my Polyshot. Ek het so wakker geword daar in 'n kamer. Skuins oor die bed. Ja, skuins oor die bed. En ek het nie daai kamer geken nie en ek het nie geweet wat aangaan nie, maar ek weet net ek het vir 'n feit lekker geslaap. Tussen ek het water gehoor. En toe sien ek nou jou ma inkom. Sy nou handdoeke vir jou pa, want jou pa het obviously geshower, gestort, dis die water wat ek hoor. Maar dit was vir my so embarrassing geweest, dit was nogal bad. Ek het nie geweet waar ek was nie, want soos ek sê, dis die eerste keer wat ek jou ma in 'n kamer gesien het, daai dag. Maar die beste van alles is, dit was my ma, my pa, my boetie was nog klein daai tyd en die hond was op die bed toe jy jouself daar vir hom op die bed. Ja, nee, ek weet nou Maar dit nog was nie. gelukkig in die oggendure, so hulle het ook nou maar opgestaan, my ma, my pa, en toe los hulle jou maar dat jy nou maar slaap. Ek het lekker geslaap nou. Ja, ek sê jou groot. Maar wow, dit was, ja, ek kan dit nie verduidelik nie. Tot vandag toe, ek kan dit nog steeds nie verduidelik nie, maar ons kan nog hoor. Dis memories. Ek kan nog hoor. Dis memories. Maar dit was nogal iets interessant geweest. Ek dink die ouens wat daar was, sal my nog steeds uithaal tot vandag toe hoor dit. Maar yes. Nee, ek weet nie. Ek weet nou nog hoe dit gebeur het. Maar ek het lekker geslaap nou en dankie vir jou ma vir dit. Ag, weet jy wat? Whatever happened, ek meen, is nou 30 jaar laat en jy sit ons nog steeds goeie pelle. Ja, ons kan ons maar goed Ons het so baie dinge om te gesels en te lag en om so vriendskap te hê. Dit is spesiaal, regtig. Dit is vir my baie spesiaal, want nie almal het dit om so close vriend te hê vir 30 jaar. Ja, nee, niemand het dit nie. Dit is vir my Dis genuine baie, man. spesiaal en hierdie wat ons doen, dit is my regtig amazing en ek hoop regtig van harte ons gaan mense daar buite kan help en Ons almal met 'n soos ek sê, ons gaan baie in diepte gaan. Hierdie is 'n wye gesprek soos jy die hele tyd sê, wyd. En ons gaan soveel mense, kenners en mense in die veld en bekendes. Ons gaan hierdie ding nie vir ons nie vir julle. Vir ons en vir julle. Ons wil net dis gewone mans en ons wil net wys. ja, ons kan grappies vertel, ons kan die feite vertel, ons That's kan it. sê wat gebeur het met my en jou. Daar's ander goed wat En ons altyd lig in die tonnel uit. Maak nie saak hoe nee, sterk dit altyd. gaan op hoe hard jy wees nie. Mense kom altyd positief dis hoekom mense happy aan die ander positief kant uit. is. As jy glo en vertrou en jy die Here aan jou kant. Ja, nee, Gaan jy moet positief gaan jy wees. mooi aan die ander kant uitkom. Jy moet positief wees, want waar lê negativiteit jou toe? Ja, baie. In daai donker tonnel, in daai donker gat waar ons oor gepraat het ook al. Presies. Jy moet aanhou glo en weet daar's 'n betekenis vir wat en hoe dit met jou gebeur het. Presies. Weet ek kan nie sit soos ek weer gesê het met my sportloopbaan en mense wat my al ken en ek weet nie of hulle almal die kyk nie. Maar hulle sal weet wat met my gebeur het, maar ek kan wat in my tyd gebeur het, daar's 'n persoon wat my gehelp het. Ja. Daar's 'n persoon wat my gehelp het en ek waardeer haar tot vandag toe. Ek sal haar vir altyd in my gedagtes en my gebeure hou. Ja. Sy het my regtig deur my moeilikste tyd gehelp. En ek dink nie sy weet dit nie. Dis soos 'n engel wat gestuur Ja, was. ek dink nie sy weet dit nie. Maar sy het my regtig gehelp Dis en ek is amazing. baie dankbaar daarvoor. Dis amazing, Etienne. Maar ja, net so ek dink ons volgende episode wil ons graag praat oor verslawing. Ja, ons het gesê ons gaan nou 'n lewenslange vriend en 'n gas gaan ons inbring om bietjie, ja, ons gaan nou nie te veel sê nie, maar ja, laat hy kom gesels Ja. en waar hy was en waar hy is vandag is amazing. Julle moet dit nie mis nie. Dit is regtig
amazing. Dit is baie en ons is trots op hom. Baie trots op hom en dit is amazing wat hy gedoen waar hy was en wat hy bereik het vandag. En hoeveel lewens hy aanraak en hoeveel mense af. Dit is net En ons sien uit daarna en asseblief subscribe en asseblief kyk na die volgende episode en die ook natuurlik, maar kyk, ek dink julle sal aangeraak wees en ek dink dit gaan baie mense aanraak. dit gaan beslis. Dit is Ja, ek meen dit is ja, 'n so. baie een van die mooiste getuies wat ek nog gehoor het in my lewe en O ja. ek meen ons weet waar hy was Ja, hoeveel jare en Ja. waar hy vandag is. Ja. Dit is en hoeveel mense aanraak. Dit is net God se hande werk daai. Dit is net amazing. So asseblief julle subscribe, los comments as julle enigiets wil weet of of wat ons julle kan doen. Praat asseblief. Ons is hier en weet jy wat? Dis amazing. Dink hierdie wat ons doen Etienne, ek dink dit het my baie betekenis en Ja, ek meen ons sit net hier gesels oor maar ek meen Here en die wede, maar dit is vir my my toekoms. dis vir my ja nee, ek geniet dit en ek waardeer dit. Ja, ek ook. Gaan jy weer vanaand 'n bietjie vir ons opsluit met 'n gebedjie? Kom ons maak so. Dankie liewe Here vir hierdie tyd wat ons het saam met vriende. Ons waardeer dit opreg dat ons 'n woord uit kan gee vir mense en vir ander kinders wat dalk nie weet waar ons is nie en mense waar ons gaan nie. Ons vra asseblief dat hulle hier saam met hulle sal wees en ons sê dankie vir alles, al die seëninge elke dag en vir môreoggend waar die son opkom en laat weet net ons almal weet son kom môre op en daar's 'n nuwe begin. Dankie vir alles julle weer. Amen. 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 Dan sê Etienne, Dankie, Marie. vir nog episode. Dankie vir jou. Lekker aand almal. Cheers.